Kirsten Wagenstroom en ons kuier vandag hierso by Tenite van Sandals de Dorings. Hierdie 25-jarige is 'n ware go-getter en dis kuier ons vandag hier beraad. Tenite, dit is vir my werklik 'n voorreg om met jou te kan praat vandag. Ek verneem jy het 'n boek geskryf, een van my drome wat ek eendag wil bereik. So kan jy asseblief 'n bietjie daaroor uitbrei met die projek wat jy saam Lappe Uitgewers gedoen het. Baie dankie Kirsten en baie dankie Klip in die Bos. Dit is nie eintlik 'n boek nog nie, dis nie 'n harde bundel nie. Dit is 'n kort verhaal van my wat in 'n e-boek deur Lappe Uitgewers uitgegee is en dis beskikbaar op hulle webtuiste. Maar die droom vir 'n boek is nog steeds aan die gang en intussen werk ons nog so aan die kort verhale en ons skryf maar so nou en dan vir Netwerk 24 se platform vir die student oor die dikkies en die daadjies waarmee ons deesdae deel. Baie dankie. Ek hoor jy het 'n werklik ware stem vir kan praat en dis het jy gewerk met RSG. Vertel 'n bietjie vir my daaroor sodat ons kan hoor hoekom en werklik hoekom jy so lief is vir die letterkunde en waarom jy met RSG gewerk het. In 2016-17 het RSG 'n kompetisie geloods vir hulle nuwe hulpaanbieders gesoek vir Bevonk en aanvanklik het vir my geïnterview en toe het hy vir my gesê, maar hoekom skryf jy nie in vir die kompetisie nie? Maar ek het gesê, kyk, dis 'n kompetisie vir hoërskoolleerders, so ek kan nie inskryf nie want ek is al reeds op universiteit. En hy het gesê, maar vat die kans, jy weet nooit. Op die einde van die dag het ons nie die kompetisie gewen nie want ek is 'n universiteitsstudent, so ek was realisties oor dit aan die begin. Maar toe het die baas, Sharifa, sy het dit toe raak gesien en sy het vir my gebel en sy het vir my gesê, ek hou baie van jou persoonlikheid, kom sien my asseblief. En toe ek by die SABC.com het hulle net begin vra en dit was soos die unexpected interview wat hulle gehou het en toe sê sy vir my, ons stel baie belang aan jou, sal jy baie graag 'n mock show wil doen vir ons wil dit vir Terrence stuur. Ek was soos, Terrence wie? Sy sê, Terrence April, ek is soos, is jy ernstig? En sy sê, ja, ek sê, fyn, ek sal dit doen en sy gee my toe 2 weke om met 'n idee op te kom. Want dit is 'n jeugprogram, so ek moet praat oor sosiale kwessies onder die jeug. Sy gee my 2 weke om vir my voor te berei. Sy kry vir my 'n producer, ek doen die mock show en seker so 'n maand daarna bel hulle en hulle laat weet, jy het die werk gekry en jy's nou 'n aanbieder. En alles was net so, maar dis net genade want op daardie stadium was ek 22 en vir 'n 22-jarige om vir 'n nasionale radiostasie te werk met 'n eie program met geen ondervinding nie. Ek kom van die plaas af, al wat ek ken is die plaas my hele lewe. Almal, ek moes heeltyd aanhoor hoe almal sê, plaaskinders doen nie sulke goed nie. Plaaskinders bereik nie sulke goed nie. Jy maak 'n bietjie te hoog. Dink jy nie dis 'n bietjie te onrealisties om te sê jy wil vir 'n radio werk of jy wil nuus lees of jy wil so diep in die Afrikaans wees nie. En dit was nog altyd van die begin af vir my 'n groot ding om te sê, ja, maar 'n plaaskind is ook maar net 'n kind. Net 'n dorpkind, net 'n stadskind. So wat is die verskil nou eintlik? As jy wil, dan kan jy mos. En toe gaan ek my net uit en toe doen ek dit. En daar is so baie stereotypes rondom kinders wat van die dorings afkom, van plase afkom. Daar is so baie geleenthede daar buite wat mense sê die stereotype van dat jy dit nie kan bereik nie en jy het gemik vir die sterre en jy's 'n ware go-getter. Selfs soos dat 'n stereotype dat plaaskinders nie 'n korrekte opvoeding kan kry nie. En ek hoor jy het so baie grade in die letterkunde. Vertel ons 'n bietjie van die universiteit daar en vertel ons 'n bietjie van die grade. Want die stereotype gaan werklik waar baie ver. So vertel ons 'n bietjie van jou opvoeding en hoe jy hierdie stereotypes breek. Dit was ook maar 'n baie moeilike pad. Ek het by Exvallei Sekondêre Skool gegaan en soos jy seker weet, hang daar ook 'n hele klomp stereotypes rondom die skool self. Dit is 'n kleerlingskool. Mense sê baie goed oor die skool. En ek het aansoek gedoen om universiteit te gaan. Die plan was om 2013 te gaan. Maar ek weet nie wat het gebeur met my aansoekie, maar dit was ook 'n blessing in disguise want ek het 'n internskap gedoen daai jaar by Western Cape Education Department en daar het ek besef dat ek gaan dit nie maak in die onderwys nie, so ek moet dit nie studeer nie. So dit was 'n baie goeie ding. In 2014 toe word ek aanvaar vir my studies vir Afrikaans en Nederlandse letterkunde en my BA graad het ek in 2016-17 klaar gemaak en toe doen ek my BA honeurs in Afrikaans en Nederlandse letterkunde en ek is ook in 2017 vir die eerste keer Nederland toe
met 'n studiegroep vir 'n maand en ek het so verlief geword op die plek. Ek het altyd gesê ek wil so graag teruggaan. En ek het nooit beurse gehad nie en my ma se enkelouer, maar my ma het alles moontlik gemaak. Sy het dit moontlik gemaak dat ek altyd kos in my kas het, dat ek sorted is met boeke, dat ek het nooit ge-worry om vir enigiets te vra nie en my familie is ook baie supportive en almal was baie supportive. En toe het ek in 2018 toe ek begin met my meesters het vir die eerste keer 'n beurs gekry. Ek onthou hoe bekommerd ek was. Ek wou baie graag met my meesters begin, maar ek het heeltyd ge-worry oor tassie geldie. Wat is my ma dit gaan kan maak, want ek studeer nou al klaar vir so lank. Wat as sy sê nee? Maar my ma het vir my eenvoudig gesê, doen dit. As jy dit wil doen, doen dit. Ek gaan jou nie terughou nie. Want dis 'n kans wat ek nooit gekry het nie. So vat dit. En ek onthou ek het baie gebid vir die Here en ek het gebid en ek het vir die Here gevra, hoe gaan ek maak? Maar ek het ook vir die Here gesê, ek weet hy sal my nie laat aanvaar word vir masters as hy nie 'n weg vorentoe vir my gaan voorberei nie. En toe ek in Nederland en toe is dit byna tyd om terug te kom en ek het gestres en ek het ge-worry want ek was nog nie geregistreer nie, ek was nog niks nie. En toe staan ek een oggend op en toe kry ek 'n e-mail wat sê dat ek 'n volle beurs gekry het wat alles gaan dek en in daai oomblik het ek nie geweet wat om te sê nie. Ek het net begin huil. Ek is seker vir die helfte van die dag gehuil, maar ek huil oor die algemeen baie, maar okay. En toe kom ek terug en toe sê ek vir my ma en toe sê my ma, dit is maar net hoe die Here mens toets ook. Hy wil ook maar net kyk hoe graag jy 'n ding wil hê. En hy weet dat ek baie graag wil uitkom waar ek is, want ek glo ook soos Iver Price gesê het, ek is nie 'n produk van my omstandighede nie, ek is 'n produk van eerste, tweede en derde kanse. En ek gryp al die kanse. En ek dink dis hoekom ek nou nog so vorentoe gaan en wil aangaan en net wil beter en beter word, omdat ek weet dat al verander ek net een mens se lewe in die proses, al motiveer ek net een mens om te sê, wow, sy kom ook van die plaas af, sy kom ook van die dorings af, maar kyk wat het sy gedoen. Sy het by RSG gewerk, hoekom kan ek dit ook nie doen nie? So dis vir my belangrik. Ek gee nie om oor status en sulke goed nie. Ek wil net genuinely iemand gelukkig sien en iemand sien hulle drome gaan haal en gaan uitleef, net omdat hulle gesien het, ja, maar ek is nie bang om dit te doen nie, so wat keer vir hulle. 'n Ware inspirasie vir almal wat daar buite is, 'n ware storie. En dis waarom sy so groot motivering is vir kinders, vir mense oor die algemeen, vir vrouens. En dis het ons haar genadig by Klip in die Bos, om ware mense se stories te vertel. En omdat sy 'n vrou is, en dis vroue maand hierdie maand, wil ons graag vra wat hierdie groot motivering is. Wat se motivering jy vir die mense daar buite kan gee? Wat se motivering jy vir vrouens kan gee? Vir kinders wat werklik waar hulle drome ook wil bereik, en wat wil bereik wat jy bereik het, deur dieselfde roete, die stereotypes wat afgebreek moet word. Kan jy asseblief vir ons 'n bietjie 'n motiveringspraatjie lewer? Kirsten, ek dink dis maar 'n ding van, jy moet weet wat jy wil hê. En dan moet jy begin fokus op dit. En 'n ander ding is ook, jy moet gelukkig wees met die bietjie wat jy nou het. Want dit help jy gaan ongelukkig wees met wat jy nou het, en hoe meer jy gaan kry, as jy nie nou al geluk kan vind in wat jy het nie, dan help dit niks as jy 'n groot hoeveelheid het nie, want jy gaan ook nie gelukkig wees nie, dan gaan jy net nog meer wil hê. So begin nou al in jouself soek en sê vir jouself, ek is gelukkig met waar ek nou is, maar ek aanvaar ook dit is nie my einddestinasie nie. En dan beweeg jy vorentoe. En jy fokus op jou doelwitte en jy laat enige een vir jou afsit nie. Jy moet 'n tipe I don't care houding develop. Van as die mense gaan praat, al doen jy wat mense gaan praat. So as hulle dan praat, laat dit goed wees wat hulle koppe laat draai. So goed moet dit wees. Maar moet net nooit ophou beweeg ook nie. As jy val, staan op. As jy nie meer kan loop nie, kruip 'n bietjie. As jy nie meer kan kruip nie, skuif met jou boude vorentoe, maar doen net iets, beweeg net. Klein trekkies gaan ook aan die einde van die dag 'n groot verskil maak. So dis al wat ek vir hulle kan sê. Moet net nooit ophou beweeg nie. Want die moment as jy ophou beweeg,
dan sny jy jou drome net daar af en niks is te groot nie. 'n ware rolmodel vir almal. Klip en Bos, dank jou. Die Afrikaanse gemeenskap, dank jou. En die dorings en mense van die plaas, kinders, almal, dank jou vir al die stereotypes wat jy gebreek het. Al die goed wat jy verskuif het en die breë spektrum wat jy vir al die kinders van die dorings, die gemeenskap moontlik gemaak het. Baie dankie. Baie dankie.